kyk op na die berge waarvandaan my hulp kom. Die berge waarna die digter in die inleiding van Psalm 121 verwys, dui op veel meer as net die fisiese berge wat oorkom moet word. Wat van ons lees, en dit kan so vertaal word, die bekende woorde soos volg: ek kyk op na die berge waarvandaan my hulp sal kom. Daarmee bedoel ons nie dat die berge self 'n magiese krag of 'n God is, of dat daar berggode is wat kan help nie. Dalk is die verwysing na die berg in teenstelling en selfs fyn sarkasties gespot met die geloof van daardie tyd dat daar berggode was. Net soos daar later in die Psalm ook verwys word na die son en die maan wat jou kwansies kan steek of kwaad aandoen. Ons bedoel nie dus dat die berge self 'n magiese krag het nie, maar dat in die Bybel die berg as simbool gebruik word om vastigheid en onveranderlikheid en die beskerming en teenwoordigheid van God aan te dui. 'n Goeie voorbeeld is Psalm 125. Die wat op die Here vertrou, is soos die Sionsberg wat nie wankel nie en altyd vas bly staan. Soos die berge Jerusalem aan alle kante beskerm, so beskerm die Here sy volk, nou en vir altyd. Psalm 31 vers 2 en 3 sê: by U Here skuil ek, laat my tog nooit teleurgesteld staan nie. Bevry my, want U is getrou, luister na my, red my tog gou. Wees vir my 'n rots om na toe te vlug, 'n bergvesting om my te red. U is my rots en my bergvesting. Wanneer die digter dus die berge sien, dan weet hy dat sy vastigheid en beskerming so seker van die Here afkom, as wat die berg voor hom vas staan en beskerming bied. Verdere verklaring van die opkyk na die berg, om daar na die hulp van die Here te vra, is die feit dat die Here, wanneer hy kontak maak met die mense op aarde, hy dit op die bergtoppe doen. Dis asof sy vingerpunte, wanneer hy die aarde besoek, eerste die bergtoppe raak. Dalk dink die skrywer aan die berg Ararat, waarop die ark van Noag tot ruste gekom het, en waar hy die genade en die redding van die Here van oordeel blyk. Dalk die berg Moria, waar Abraham vir Isak moes gaan offer, en die Here in sy voorsienigheid 'n offerlam beskik. Of die berg Sinaï, waar die Here na die verlossing uit Egipte sy verbond met sy volk sluit en vir hulle sy voorskrifte gee. Of die berg Nebo, waar Moses 'n vergesig kry oor die beloofde land van die Here wat sy volk gaan binnegaan. Of die berg Karmel, waar die Here hom as die enigste God teenoor die Baal openbaar. Verseker dink die pelgrim wat die lied sing aan die berg Sion, waarop die tempel van Salomo staan en waar die heilige teenwoordigheid van die Here was. Die berge, daar is hulp, want daar ontmoet die Here sy volk. Het is merkwaardig dat elke stukkie bergsymboliek uit die Ou Testament en symboliek van God se teenwoordigheid vervul word in die koms van Jesus Christus. Hy bring verlossing na die oordeel, Ararat. Hy word die offerlam, Moria. Hy is die vervulling van die verbond en die wet van die Here, Sinaï. In sy koms open vergesigte van die ewige beloofde land, Nebo. In hom word dit duidelik dat daar maar een God en Vader is, Karmel. Uiteindelik word die simboliek van die tempel op die Sionsberg vervul in Jesus die Immanuel wat na die aarde toe kom en wat op die heuwel, die berg Golgotha vir ons sterf. En nou word dieselfde berg wat vir my aanvanklik onoorkombaar gelyk het, juist die simboliek en die sekerheid van God se teenwoordigheid. Die berg verseker my dat my hulp van die Here kom. Ek kyk op na die berge waar my hulp vandaan kom. Goeienaand.